'n Hartlike goeienaand en welkom by ons Woensdagaand gemeente kuier. Woensdagaand 6:30 hier op die Dak International Ministries se Facebookblad, op die aanlyn kerkpage, op die aanlyn kerkgroep en natuurlik op jou Facebook timeline, want jy gaan hom nou share na jou timeline toe en so gee ons vir almal kans om hierdie boodskap te share na hulle timelines toe. So goeienaand, hartlik welkom by vanaand se Woensdagaand gemeentekuier. Ons is besig met 'n reeks oor afval en herlewing. Vanaand is die tweede reeks, as die Here wil, gaan ons Sondag die derde en laaste deel in hierdie reeks doen. So ons prys die Here dat hy van ons hierdie insig en wysheid en kennis en verstand gee om die woord van die Here so te kan oordra na ons medegelowiges toe. Ja, goeienaand, soos wat jy inskakel, asseblief deel die boodskap na jou Facebook tydlyn toe, as ook na jou WhatsApp status toe, en waar jy dit ook al kan deel, as iemand jou vra, as iemand jou nader, asseblief, moenie huiwer nie, deel die boodskappe, sodat almal gestig en gebou kan word, en bemoediging kan kry, en natuurlik, ook verskriklik baie belangrik, is dat siele tot inkeer moet kom, siele tot gered kan word. En hoe het ons tot redding gekom? Ons het iets gehoor, ons het iets verstaan in ons hart, ons het ergens iets gehoor, en al kan jy nie alles onthou nie, dit het opgeloop na 'n punt in jou lewe toe, wat jy 'n besluit kon gemaak het vir die Here Jesus Christus. Ja, so asseblief raak deel van die liefde vir ander siele, sodat hulle gered kan word. Prys die naam van die Here. Is dit nie 'n voorreg wat ons het om sommer so vinnig 'n boodskap te kan deel reg oor die wêreld, en dat dit by mense in hulle huise kan kom, in hulle handpalm kan wees, op hulle televisie, op in die huis, of waar ook al hulle die boodskap kan kyk. Nou ja, soos julle kan sien, daar's 'n 6 dae op die skerm. Nou, vandag was die 6de dag, so ons is nou al aan die einde van die 6de dag, so môre is die 5de dag, voor die konferensie. 2025, loof die Here, konferensie in Melkbosstrand in die Wes-Kaap, gaan ons lekker konferensie hou. Ons gemeentelede, kinders van die Here, reg oor die land, kom saam, daarso by Melkbosstrand, en dan gaan ons 'n heerlike tyd hê van die 7de Oktober tot en met die 11de Oktober. Ons meld aan die 7de, die konferensie, die amptelike dienste begin dan die 11de, die volgende dag, die 8ste, en dan vertrek ons wel weer die 11de Oktober. So ja, daar is al heel wat mense wat gaan, en wat opgewonde is, en voorbereidings is, en tref, en ons kan die Here net prys vir julle ywer, vir julle liefde, en vir julle omgee, vir gebede, vir jou teenwoordigheid, en alles wat jy ook bydra, dat die Here ook ons kan help met hierdie konferensie, dat ons medebroers en susters gestig kan word, en hulle wat kom, wat nog nie gered is nie, dat hulle gered kan kom. Prys die naam van die Here. Nou ja, ons is 6 dae, as die wil van die Here is, van môre af is dit 5 dae, tot by die konferensie. Daar gaan ek sommer agterste voor met die kamera, in plaas om my 6etjie af te haal. Daar sê ek net gou die 6 afhaal, daar is ons weer terug op die lig. Nou ja, ons het vandag ook 2 verjaarsdae gehad. Dit was Peer gewees, en dan ook Lizelle van, dit is Kitty, sy skoondogter, Lizelle, en ons het vir hulle boodskap gestuur, en vir hulle gebid, en ons gaan vanaand ook, as die wil van die Here is, weer vir hulle bid. Ons kan nie genoeg vir mekaar bid nie, ons beskou verjaarsdag se geleentheid, dan kan ons iemand uitsonder, en dan kan ons ook spesiaal vir hulle bid ook. Nou ja, voordat ons voortgaan, gaan ons eers bid, en dan gaan ek voort my boodskap afhaal, herlewing deel 2. Hemelse Vader, ons wil U net prys en loof en eer en verheerlik vir die genade en die groote goedheid en guns van U, Vader. Dankie dat ons guns by U kan ontvang, Vader, om die middele te kan hê en die vermoë te kan hê deur U gegee om die woord van U uit te dra. Die week toe ek so deur die Bybelstudie gaan deur Johannes, en ek sien, Here Jesus, hoe U al die eer vir die Vader gegee het. U het gesê,
al die werke wat u op aarde gedoen het. Dis die Vader wat dit gedoen het. U het nooit eer vir u self geneem nie. U het gesê, het gekom om die Vader te openbaar. Want die mens het so 'n verkeerde indruk van die Vader, en hulle het, oor die algemeen dink die mens, hy is hierdie wrede God wat eenkant sit en hy is 'n diktator. Maar die Here Jesus het die teendeel vir ons kom bewys, wie die Vader werklik waar is. Hy wil help, hy wil genees, hy wil antwoord, hy wil red, hy wil verlos, hy wil vergewe. Vader, maar omdat die mens so boos is in sy gedagtes en in sy hart, het u 'n plan gemaak, u het 'n saak uitgesorteer, dat ons deur u seun Jesus Christus na u toe kan kom. Daar's geen ander manier nie, en wanneer ons nie bereid is om dit so te aanvaar nie, dan beteken dit ons Vader is weerstandig en opstandig teen die leerstelling van u, teen die wil van u, Vader, want ons moet deur die wil van u gebore word, deur die Gees, halleluja. En ons wil bid, Vader, dat vanaand se woord kan uitgaan, dat menigte siele gered kan word, hulle wat nog nooit hulle lewe met u reggemaak het nie, hulle wat verkoud het, hulle wat afvallig geraak het, Vader, dat hulle weer kan terugkom, en dat hulle 'n saak met u kan uitsorteer. Daar's so 'n mooi gelykenis van die verlore seun, Here Jesus, wat u vertel het, hoe die Vader dink, en hoe die Vader, as ons dit maar wêreldse terme kan gebruik, voel en dink en redeneer. Vader, u het, toe u daardie verlore seun van ver af sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het gekom en hy het voor u neergeval en hy het sy saak uitgesorteer en u het hom in die huis geneem, asof hy nog nooit buite was nie. En ons moet verstaan, Vader, dit is die groot genade van u. Die deur is altyd daar, Here Jesus, ons lees ook, dat in Openbaring, lees ons ewige Vader, dat u staan by die deur en u klop, daar is 'n geklop in ons hartsdeur, en u het gepraat met hierdie gemeente, wat afvallig geraak het, en daar's 'n klop gewees aan hulle, en die waarskuwing, die woord wat uitgegaan het, was hierdie klop gewees. En ons as kinders van u, baie keer raak ons dryf so ver weg, en dan voel ons hierdie klop in ons binneste, en al wat ons moet doen, ons moet oorgee, maar dan is daar 'n ander stem in ons, en dit is maar hierdie ego, hierdie trots in ons, wat nie wil verneder en erken, ek het gefouteer, ek het verkeerd gedoen nie. Vader, as ons nie verneder nie, as ons nie kan onderwerp nie, dit het ons by u seun Jesus geleer, en Vader, en so is u ook, want die seun verheerlik u, en u verheerlik die seun. Toe ek dit so lees, het dit my weer so getref, oor die nederigheid van u, die voorbeeld wat u kom nalaat het, en ek besef, dis hoekom die mens nie wil opstaan nie, dis hoekom die mens nie sy saak wil uitsorteer nie, want dit beteken hy moet nog laer daal as u Vader, as u Here Jesus. En ons wil dit graag doen van harte. Ons wil nie in hoog aan onsself wees en trots in onsself wees nie. Ons wil nie toegee aan hierdie ego in ons en hierdie karakter in ons wat so sy eie wil en eie sin en eie dinge doen nie. Maar ons wil vanaand kom onderwerp aan die kragtige hand van u. En daarom bid ek ook u Vader, dat terwyl u hierdie boodskap op my hart gelê het en as soveel dinge weer vir my sin gemaak het en so agter mekaar kon gesit het, wil ek vra dat u my leiding sal gee en sal hulp verleen vanaand, dat ek hierdie boodskap tot eer en verheerliking van u koninkryk sal uitdra, dat u hierdeur verheerlik kan word, dat u seun hierdeur verheerlik kan word, Vader, sodat siele gered en verlos kan word. Ons bid ook vanaand vir Peer en Lisel, Vader, u weet, dit was hulle verjaarsdag vandag, ons bid vir Peer, dat u in die jaar wat voorlê, in die dag, in die tyd en in die uur waarin ons lewe, dat u hom sal oprig geestelik, dat u vir hom al die nodige wysheid en insig en kennis en verstand sal verleen, om alle besluite te maak volgens die wil van u, in sy tydelike saak, in sy geestelike saak, daar soveel dinge, soveel uitdagings, soveel vrae nog, soveel onopgeloste kwessies, dalk nog raaisels wat in die hart is, maar met tyd, soos wat ons groei en vasmaak, Vader, antwoord u en u maak vir ons die deure oop, en ons dank u voor in Jesus se naam. Ewige Vader, ek wil u net loof en prys vir die groot genade en barmhartigheid ook vir Lisel. Ons wil vra dat u haar ook sal 'n leiding gee in alles wat sy moet doen, Vader. Daar is soveel wat op haar skouers ook is en soveel verantwoordelikheid wat sy neem, en ek wil bid, Vader, dat u asseblief ook by haar sal wees, sal help en haar ook sal onderrig in die weë van u. Dankie dat u my vanaand help, Vader, in Jesus se naam. Amen.
Daar sê hy, loof die naam van die Here, hoe wonderbaar is hy nie in groote krag en in heerlikheid en in majesteit nie. Ons wil hom net prys en ons wil hom net eer, ons wil hom net loof en ons wil hom net verheerlik. Ons gaan mos nou na die loof, die Here konferensie toe, halleluja, hoe wonderlik is dit, Psalm 150, loof die Here met alles wat in jou wese is. Daar's eintlik soveel mooi gedeeltes, veral in die psalms, wat hy praat daarvan hoe die Here op alle maniere en plekke en geleenthede net geloof en geprys moet word, omdat hy God is, omdat jou naam in die boek van die lewe geskryf is, omdat hy uitgereik het na jou toe, omdat hy bereid was om jou te red. Moet ons dankbaarheid ook teenoor ons Vader, teenoor die Here Jesus ook betoon, deur gehoorsaam te wees aan dit wat hulle van ons verwag. Ja, sy. Nou ja, ons gaan vanaand oor afval en herlewing. Nou, laasweek het ons hoofsaaklik net stilgestaan by afval. Nou, vanaand gaan ons weer 'n bietjie stilstaan by afval en ons gaan weer so 'n saak deurpraat en ek gaan een kernskrif vir julle voorhou waar rond ons om gaan gesels, want ek besef hierdie skrif skep geweldige verwarring. Selfs as 'n mens in die algemeen praat oor eindtydsake, is dit hierdie skrif in 2 Tessalonisense 2 wat nogal 'n geweldige verwarring kan skep. So ja, ons gaan vanaand so 'n bietjie daar ook op stil staan, maar net om so 'n bietjie die geheue te verfris. Just to recap a little bit on last week, it won't take long, het gaan net so 'n paar oomblikke wees en dan gaan ons voortgaan. Ja, in ons vorige reeks, in ons vorige deel van ons reeks, het ons al begin praat oor afval en dan ook die verwagte herlewing van die Christelike geloof. Daarby gaan ons uitkom, sê die wil van die Here is ek glo ek gaan ek Sondag breedvoerig daaroor dien. Gaan daar 'n herlewing wees? Dis natuurlik na aanleiding van wat Petrus op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees gepredik het, vervulling van die profeseë van Joël oor die reën, die laatreën, en dan die oorspronklike woord praat ook van die stortreën. Nou daar's 'n hele gedagte en teologie rondom dit. Ons het nog nie die stortreën gekry nie, hulle het nie die laatreën gekry. Gaan dan nog hierdie wêreldwye herlewing plaasvind voor die wederkoms van die Here Jesus. So oor hierdie dinge gaan ons lekker gesels skriftuurlik. Ons hou by die skrif. En dan is dit net soveel makliker. Weet jy wat, as jy by die skrif hou, het jy nie eens nodig om te onthou wat jy vandag gesê het nie. En ek het dit al agtergekom, baie keer dan kom maar mos hierdie memories, en dan kyk jy 'n boodskap van 10 of 9 of 6 of 5 jaar terug. Dan dink jy, liewe land, Here, ons het presies oor die saak gepraat, net so gepraat. Daar was nie 'n moedswillige streek om sekere dinge te vermy nie. Ons het na die skrif gekryk, soos wat hy is, maar soos wat die tyd verloop het daar baie meer insig gekom, sodat die saak net vaster en ryper in ons hart kan wees. Halleluja. Nou in ons vorige deel het ons wel bepaal dat die afval reeds 2000 jaar al in die gang is. Ek meen net die een skrif in Galasiërs wat die woord wat Paulus vir hulle skryf, hoe het julle so gou afvallig geraak? Wie het julle betower om die waarheid, om nie gehoorsaam te wees aan die waarheid nie? Hoe het julle vanuit die gees en die vlees in teruggeval? Ons het gekyk en net genoem van die 7 gemeentes, hoe hulle afvallig geraak het. Ons het net sekere skrifte geraak, want dis wat ek sê, as ons moet almal gaan lees, dan gaan ons maar eintlik net die hele Nuwe Testament moet deurlees, vir al die sendbriewe, sodat ons kan sien wat se afvalligheid wel daar was. So al reeds 2000 jaar gelede was daar geweldige afval gewees, en onthou net, alles wat die Bybel ons oor waarsku, maak nie saak, ons het so 'n paar leerstellings ook aangeraak, en ek kan vir jou sê, as jy afsit, dan dink jy nog aan 'n paar ander ook, maar en dinge wat ons as kinders van die Here doen, en gewoontes wat ons het, en streke wat ons het, wat afvalligheid is in ons lewe. Nou, alles wat in die Bybel opgeteken het, beteken, dit het reeds daai tyd bestaan, en hulle het dit aangespreek deur middel van hulle briewe, onder andere natuurlik ook van aangesig tot aangesig. Paulus skryf vir ons ook dat, toe ek by julle was, het ek altyd hierdie dinge by julle geleer.
Johannes het daarvan gepraat, Petrus, Jesus ook. So daar's baie dinge wat hulle in persoon geleer het, maar wat net vir ons kortweg eintlik in die briewe opgeteken is. So dit wys vir jou die afval, die misleiding, die verleiding, die sonde, die ongeregtigheid, was daar gewees in die kerk en dis hoekom kon hulle dit aangespreek het. As dit nie daar was nie, was daar niks om aan te spreek nie. En as ons kyk na die verskeidenheid of die hoeveelheid vleeslike dinge en sonde wat aangespreek is. Ek het eendag, jare terug, het ek gedink, ek gaan die Bybel vat, en ek gaan net die sendbriewe vat. Dan gaan ek, toe deel ek 'n folie bladsy in 4 op, dan gaan ek nou begin skryf, elke keer as ek 'n sonde se naam sien, dan gaan ek dit skryf, so 1 vir 1, reël, en ek gaan nêrens nou dupliseer nie. En ek het op die tweede bladsy gekom, nadat ek 4 kolomme gemaak het. Nou jy weet hoeveel lyntjies het 'n groot A4 boek. Toe het ek besluit, okay, ek gaan maar opgee, want toe is ek nog nie eens deur die helfte van die sendbriewe nie. So wanneer 'n mens kyk na die Nuwe Testament, is dit geweldig gestreng, en ons gebruik baie keer, soos die woord sê, die genade as 'n verskoning, as 'n vrybrief, as 'n dekmantel om aan te hou met die sonde, want ons beroem onsself op genade, maar in genade is daar voorwaardes. Onthou net, jy het aangesluit by God en by Jesus. Hulle het nie by jou aangesluit nie, hulle het nie by jou voorwaarde aangesluit nie, jy het by hulle voorwaarde aangesluit. Onthou net, dit gaan oor die Nuwe Testament. Wat is 'n testament? Dis 'n gebod, dis 'n kontrak. En nou praat die woord van die Here hoe die Heilige Gees ons onderpand is of waarborg is. Nou 'n waarborg het voorwaardes. Wat is die voorwaardes? Lees ons die voorwaardes in die skrif sodat ons die waarborg kan hê dat ons eendag gered word. Die waarborg word aan jou uitgereik die dag met jou wedergeboorte. Jy sluit 'n kontrak. Jy sluit aan by die nuwe gebond. Jy's bereid om onder Jesus in te juk en die voorbeeld na te volg. Dan word die waarborg aan jou verleen dat jy die koninkryk van God sal ingaan deur die Heilige Gees ensovoorts. Maar daai waarborg het voorwaardes, en enige waarborg, as ons kyk in hierdie vlees, jy gaan koop 'n produk, die verkoopsman sê vir jou, meneer, hierdie het 'n 2 jaar waarborg, as hy nou breek en so, en dan rammel hy nou 'n paar goedjies af, en jy dink, wow, ek het 'n bargain gekoop, man. En jy kom by die huis en kom en sê, daar gebeur nou iets, moetswillig gestreek word, hy verniel die produk, en nou wil jy hom terugword. Dan sê hulle, nee meneer, maar as hy so en so is, dis nie deel van die waarborg nie. Ons kan nie jou produk vervang nie. Ons kan hom nie eens onder waarborg herstel nie, want ons sien, hier's gepeter in die produk, of hy's moetswilliglik gebreek, of wat die geval ook al mag wees. So daar is voorwaardes aan 'n waarborg ook. En ons besef dit nie, en God se koninkryk is presies dieselfde. So ons kan nie, die genade is daar om gebruik te word, sodat ons verlos en bevry kan word van die bose. En ons moet verstaan wat is ingesluit in die kontrak, in die testament. 'n Testament het voorwaardes. As jy die testament verbreek, dan kan jy nie die voordele van die testament verkry nie. En dit word ook 'n waarborg genoem. So, ek dink ons kan dit verstaan, in die vleeslike wêreld het ons 'n totale begrip daarvoor, en ons staan op ons waarborge. Ons staan op hy kontrakte. Baie mense gaan probeer het in dispuut, kom ons sê die waarborg wil nie uitbetaal nie. Hulle sal so ver soos deur die hof gaan om die eienaars of wie ook al die produkte forceer om die saak te vervang. Maar omdat dit God is 'n regverdige God, ons moet verstaan wat is al sy voorwaardes. En ons het genoeg tyd op aarde, ons het genoeg insig, genoeg wysheid, die feit dat ons die Gees van die Here het, kan ons deur die woord van die Here lees, sodat ons kan verstaan wat is daai voorwaardes, sodat die waarborg eendag vir ons wel kan uitbetaal. Goed, in menslike terme gestel, né? Nou ja, kom ons het klarigheid gekry oor 1 Timoteus 4 vers 1, ek gaan net so vinnig weer iets, net so recap oor 1 Timoteus 4 vers 1, ons het daar so nogal redelik op stil gestaan, nou kom ek refresh ons net, dan gaan ek voort met die res van die boodskap. 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Nou op die ander skrif praat hy ook van
Die leringe van duiwels is leringe van mense. Dis oorleweringe van mense. Dis soos in die tyd van Jesus wat hulle dit goed verstaan het om die gebod van God op sy te sit, om eerder hulle oorleweringe te onderhou. En ons lees ook in Timoteus, hulle is geoefen in hebsug, om hulle oorleweringe deur te voer, dit wat hulle graag wil deurvoer. Nou dit is leringe van duiwels en leringe van mense. Nou die laaste dae waarvan ons in 1 Timoteus, die laaste dae waarvan ons lees in 1 Timoteus 4, is 'n verwysing na die tyd waarin hulle as die vroeë kerk self reeds bevind het, omdat hulle verstaan het, wat was Jesus se lering rondom hierdie dinge. Met ander woorde, hulle het verstaan wat Jesus gesê het, as daar sekere dinge gaan gebeur, dan moet hulle weet, hulle is in die laaste dae, of in die groot verdrukking, of in die tyd van smarte. Nou die groot verdrukking word natuurlik gekenmerk aan die groot gevreesde antichrist en merk van die dier en al hierdie dinge. Nou die Here Jesus het gesê, as julle hierdie dinge sien gebeur, moenie dink dis die einde nie. Dis die begin van die groot verdrukking. So daar sal 'n 2000 jaar groot verdrukking. Nou, ek wil nie stil staan oor presies die groot verdrukking en ek het al daaroor bedien, maar die groot saak is van 'n groot verdrukking. Omdat net die groot verdrukking, sê die Here Jesus, kom oor die hele wêreld. Almal is onder hierdie druk. Nie net jy is kind van die Here nie. Jy is onder die druk sowel as die wêreldling. Die wêreldling is onder die druk om elke dag skuldig te voel oor sy sonde en onbewuslik te besef hy is op pad hel toe en hy moet sy saak uitsorteer en hy wil dit nie uitsorteer nie. Nou is hy in hierdie geweldige stryd. Jy wat uiteindelik toegegee het en jou hart vir die Here gegee het, jy sit in 'n dubbele stryd want jy moet in hierdie wêreld lewe sonder om toe te gee aan die begeerlikhede van jou vlees en om die Here in gees en waarheid te dien. So jy sit met hierdie druk in jou lewe van die Heilige Gees wat in jou is, en om jy moet een ding onthou, toe jy jou hart vir die Here gegee, die Gees van die Here in jou siel uitgestort. So die Gees van die Here is 24 ure dag teenwoordig in jou lewe. So die geringste ding wat jy gaan verkeerd doen, gaan die Gees van die Here jou oortuig daarvan. Nou Johannes 6 vers 8 sê die Here, die Heilige Gees oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Satan kla jou aan om jou siel van jou af te steel, maar die Heilige Gees oortuig jou sodat jy jou sonde kan bely, jou ongeregtigheid kan bely, dat daar nie meer 'n aanklag teen jou ingebring word deur die duiwel nie. Kan ons dit verstaan vanaand? Prys die naam van die Here. Dis nie die duiwel wat jou aankla nie. Die duiwel sal nie aankla. Hy sal jou verlei in sonde, maar hy sal nie vir jou laat skuldig voel jy het sonde gedoen nie. Hy gaan jou laat lekker voel jy het doen sonde. Hoekom? Want as jy in die sonde bly, as jy nie gaan sleg voel jou sonde nie, en jy gaan daarin bly en jy sterf, gaan jy hel toe, en hy weet dit. So hoekom wil die duiwel jou laat skuldig voel oor jou sonde? Satan kla jou aan voor God, maar dan kom die Heilige Gees en hy herinner jou aan jou sonde en dat daar wel 'n aanklag voor God is as gevolg van jou lewe wat jy besig is om te lei. Want God wil jou losmaak. Die oomblik as jy kan skuldig voel, kan sleg voel oor jou sonde, kan jy iets daaraan doen. Jy kan jou bekeer. Jy kan jou lewe uitsorteer. Nou dink net, Jesus het gesê, 'n koninkryk wat teen homself verdeeld is, sal nie staande bly nie. So Satan sal jou nie oortuig van jou sonde en jou sleg laat voel oor jou sonde om dit te los nie, want as hy verdeel teen sy eie koninkryk. En dis wat Jesus gesê het, ek is die lig. Ek kom maak Satan se werke openbaar. Ek kom vertel julle, daar is 'n aanklag teen julle deur die duiwel. Want hy gaan dit nie vir julle sê nie. Hy gaan julle los. Nou, as kind van God, jy het die Gees van die Here 24 ure 'n dag in jou lewe. Dis nie soos in die Ou Testament waar die Gees van die Here met sekere tye net op sekere mense gekom het nie. En net vir die oomblik wat God hulle wou gebruik het, toe was dit nie meer daar nie. Jy het nou 'n gewete binne in jou. Jy het 'n oortuiging binne in jou. 24 ure 'n dag. Tot as jy gaan slaap, is daai oortuiging in jou. Prys die naam van die Here. So kind van God, weet verseker, so Satan werk om jou hel toe te kry, werk God ook om jou in die koninkryk van God te kry. Amen.
Nou, alles hierdie groot verdrukking en al die tyd van smarte en al die dinge waarvan die Here Jesus gepraat en geleer het, gaan ook gepaard met misleiding. Die Here Jesus gesê, pas op dat niemand julle mislei nie, want daar gaan valse profete kom, en dit word herhaal in ander skrifte, wat ons laasweek ook gedoen het. Nou ja, natuurlik, misleiding veroorsaak afvalligheid. Is dit nie so nie? Dit is maar net logies. Dis hoe dit sal wees. So dan moet 'n misleiding wees, sodat daar afvalligheid kan wees. Okay. Nou, dit is alles waar rondom 1 Timoteus 4 sentreer, om dit vir ons te sê, dis die laaste tye. En die disippels het verstaan, dat die laaste tye al reeds in hulle tyd was, en dat die afval al reeds daar begin het. Want hulle het nou al gehoor by Jesus, daar gaan afval kom, misleiding, afval en al die dinge kom. Dus julle broeders, ons is in die laaste tyd, ons is in die laaste tyd waarvan geprofeteer was, ons is in die laaste tyd. En in hierdie laaste tyd waar ons in is daar afvalligheid. En wanneer daar afvalligheid is, dan werk die Satan nog al hoe meer om meer mense te mislei. Verstaan ons dit? Ons moet vanaand een ding verstaan. Ek sien ons kinders van die Here sukkel om werklik te verstaan. Daar's 'n gees van dwaling en 'n gees van waarheid. Nou, een van ons grootste probleme wat ons mee sit. Daar's soveel Bybelprogramme op internet, op Facebook, op waarever jy dit kan kry, dagstukkies ensovoorts. Nou ons het die gedagte dat as iets op daai Bybelprogram daar is, daai dagstukkies of wat ook al wat jy op subscribe het en notifications verkry en so aan, omdat dit deel is van 'n Bybelprogram, moet dit reg wees. En dan het my eendag 'n mooi ding gevra. Hy sê, Stanley, want hy het ook lank gesukkel met hierdie ding. Hy sê hy kan dit nou nie verstaan nie. Hierdie ouens wat nou teologie gaan swat op universiteit. Hoe kan hulle verkeerd wees? Hulle gaan swat mos teologie. Hulle kry mos nou 'n graad. Hoe kan hulle verkeerd wees? Ek het eers nie verstaan wat hy probeer sê het nie. En eventueel, ek dink by die tweede of derde besoek, toe klik ons eers wat hy werklik wou sê. Toe besef ons, maar toe sê ons vir hom, Daniel, onthou net, die professore en die ouens wat in teologiese universiteite en colleges is nie weergebore nie. Dis nie kinders van die Here nie. So uit 'n wêreldse, vleeslike perspektief interpreteer hulle die Bybel. Nou gaan leer jy hulle teologie, hulle as vleeslike wêreldprofessore, doktore, wie hulle ook al mag wees, leer jou en hulle akkrediteer jou. Dis nie God wat die universiteit ingestel het. Dis nie God wat die kweekskool ingestel het nie. Dis nie God se gees is nie daar nie. Dit wat hulle in elk geval daar leer is 99% van die tyd dogma. Met ander woorde, dit wat rondom die struktuur, dit waaroor die struktuur van die kerk gaan, nie wat oor die woord van God werklik waar gaan nie. Nou share ons daai Bybelstudies. Dit word opgestel deur mense wat nie die gees van die Here het nie, of hulle so afvallig geraak, hulle is besig met valse leringe en al die tipe van goed. Nou, omdat dit uit die Bybelprogram uitkom, nou dink ons, wow, hierdie ouens is alright. Nou, die beste van alles is, dan is ons op daai Bybelprogram. Dan lees ons ook die verdraaide vertalings, nie eers die oorspronklike vertaling. Weet jy wat is interessant? Ek ken nou vir Willie Brits, daar van Forest Farm, hy het nou onlangs by ons bediening aangesluit. Nou, al Bybel wat hy tot dusver gehad het, was die 2020 verdraaiing. Okay, en die 2020 is skrikwekkend om van die verse te sien hoe dit verskil. Nou, ek wil hê jy moet mooi oplet. Willie is cerebraal gestrem. As hy praat baie moeilik, hy het woorde agterste voor. As hy vir my uit my eie Bybelskool uit lees, moet ek saam met hom lees, want ek sien hy lees woorde baie verkeerd. Maar hy het 'n ywer, hy verstaan in sy hart wat is die regte ding. Al lees hy, al is sy uitspraak van die woord so agterste voor, die woorde, ek praat nou van die woorde, verstaan hy presies wat daar staan. En hy het nou al 2 keer ons gebel en hy het gesê, oom, uit wat se vertaling lees jy? Ek sê die 53 vertaling. Hy sê, ja, oom, ek het die 2020 vertaling. En kyk hoe verkeerd het hulle die 2020 vertaal. Dit was nou net seker 3 of 4 verse. Dat hy is 'n cerebraal gestremde persoon dadelik kon gesien het, waar is die verdraaiing in die 2020 vertaling in vergelyking met die 1953 vertaling. Ek wil hê,
Dis wat die woord van God sê. Ons moet eenvoudig raak, ons moet begin in hierdie wêreld dom raak, ons moet begin dwaas raak. Wat is wat Paulus sê? Die wêreld voel ek is dwaas. Nou ja, dan preek jy die dwaas maar die evangelie. Maar dit gaan nie oor dan preek ek nie in God se dwaasheid nie, ek preek dit in God se wysheid, wat die dwaasheid van hierdie wêreld is. Dan kibbel ons nog baie keer oor vertalings. Hoorie wat, ek wil nie iemand vandag verhoog nie, ek meen, daar kan enigiets met Willie gebeur, of môre kan hy iets anders te besluit. Maar net om te besef, Here, dis wat die woord sê, u openbaar, u verborgenhede aan kinders, aan die kleintjies. Hoe ver is ons bereid om onsself te verneder onder die kragtige hand van God, deur die woord van die Here so aan te neem, dat God ons kan vertrou om sy woord, die verborgenhede wat in sy woord opgeteken is, wat almal lees, maar niemand klik het nie, daai openbaar is net om te verstaan wat daai verborgenhede sê. En dis wat die Here met ons deel in die bediening. Die Here lei ons om net dit wat in die Bybel staan, net by mekaar uit te kry, en dan maak dit logies sin. Nou as so 'n persoon kan verstaan, daar is verdraaiing, en hy lees die twee by mekaar, weet ek nie baie keer hoekom ons so halstarrig nog is om te wil volhard in sekere dinge in ons geestelike lewe nie. Ons is moedwillig, wat ons wil nie laat gaan nie. 'n kind is so afhanklik. Hy kan nie anders as om nie afhanklik te wees nie. Hoe afhanklik is ons van God vandag? Dis deesdae maklik as jy iets soek as jy sukkel om iets te verstaan in die Bybel, dan klim jy op die internet en jy gaan soek in Google. En Willie het dit ook al gedoen, nadat hy by ons aangekom het, want hy het die gewoonte gehad voordat hy by ons aangekom het. Dus sê ek vir hom, nee Willie, hoor mooi, of hy lees, dan sê hy, hoorie so oom, kyk, hier is 'n hele verkeerde verduideliking van dit wat werklik waar is. So hy het ook gesien, as hy daar intik, hy kry 'n valsheid. Dan is ons bereid om hierdie tipe van goed te share, maar dan sukkel ons om die waarheid te share en te deel en op te staan en nie skaam daarvoor te wees nie. Net ietsie, ek het dit glad nie voorberei nie, prys die naam van die Here. Ons moet aangaan afval. Ek dink u kan verstaan afval. Ek dink nie ons het nodig om daaroor te redeneer nie. Want ons wil nie ons dinge laat gaan nie, daarom redeneer ons. Wees eerlik vandag met jouself. Dis al. Goed, terwyl ons nog op die punt van afvalligheid is, kom ons behandel 2 Tessalonisense 2. Weet jy wat, nou, terwyl ek vanaand hier sit, dit praat so diep in my hart, en ek is nie vandag hier om klippe te gooi nie, ek praat eers met myself, en glo my, ek praat baie duidelik met myself. So kom ek dit so mooi kan sê, want ek praat duidelik, laat dit hier inbrand, dat dit nooit ooit weer in my hart sal uitgaan nie. Goed, prys die naam van die Here. Nou kom ons lees gou. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 tot 5. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms, onthou net, weer eens baie maklik om te verstaan. Ek dink nie, ons het 'n graad nodig om die woord wederkoms te verstaan nie. Dis wat hier staan, so hierdie hele onderwerp gaan oor die wederkoms. Nie 'n sogenaamde stille wegraping nie. Wederkoms, parousia, nie harpazo nie. Harpazo is pluck away, caught up. Parousia is wederkoms. 2 verskillende woorde, 2 verskillende letters, 2 verskillende alles. Goed. Oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. So wanneer gaan die vereniging met hom wees? By die wederkoms. Die onderwerp is wederkoms. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Tref my nou. Julle verstand te verloor nie. Jesus sê vir sy disippels, hulle nog nie lekker die geestelike dinge verstaan nie. Is julle sonder verstand? Dis die dwaase maagde en die wyse maagde. Dwaase persoon is iemand wat nie verstand het nie. Wat nie verstandig is altans nie. Wat nie verstandig is nie. So mens kan maklik jou verstandigheid in die evangelie verloor.
en verskrik raak en rondhardloop en rondskarrel. Ek meen die dinge wat ons die laaste tyd, en dis kom ek hierdie reeks begin het, as gevolg van vrae wat ek gekry het oor die dinge wat nou wêreldwyd in ons eie land gebeur het met die sogenaamde wegraping en al hierdie tipe van goed. Die mense hardloop rond, hulle skal rond, wat nou? Wat is die einde? Wat gaan gebeur? Die afval, waar is die wederkoms? En dit is so mooi van ons mense het al terugkom en gesê, mense het jy's gekonfronteer en sê, wat nou? Sê hulle, maar wat nou? Sê, maar nou waar is nou die wegraping? Ek sê, nee, maar dit gaan nie ene wees nie, dit gaan oor die wederkoms. Ek glo nie in die wegraping besigheid nie. Sê hulle, so daar is nie so ding soos stille wegraping nie. Bestaan nie in die Bybel nie, okay. Want ons praat nog hier van die wederkoms tot op hierdie punt. Deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Die dag van Christus is die wederkoms. Nou net interessant genoeg hierso. Deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees nie. Nou, in die vroeë kerk was daar baie valse evangelies. En hierso kan ons sien dat mense dalk gepoog om in Paulus se naam te skryf asof dit hy is, sodat hulle geloofwaardigheid kon kry. Want Paulus was bekend by al die gemeentes. Nou, ons moet ook verstaan, al die briewe, baie van die briewe het verdwyn. Hulle het ook maar weggeraak oor die eeue heen. Maar baie van die briewe is ook gevind. En dit is waar baie van hierdie valse boeke begin inkom. Oor briewe wat geskryf is deur mense wat nie deel was van die destydse hoofstroom Christelike kerk van waarheid nie. Nou, daai briewe is ook gevind, daai boeke is ook gevind. Nou, omdat dit so oud is, wil teoloë en al hierdie geleerdes dit afmaak as ook dit wil krediteer as die waarheid. Dis nie 'n boek 2000 jaar gelede geskryf het, dis die waarheid nie. Kan enigiets wees. Nou net soos wat daar waarheid geskryf was alleens ook geskryf, alles is al opgegrawe en ons die waarheid wat in jou is, gaan maak of jy die waarheid gaan aanneem en of jy dit nie gaan aanneem nie. Goed. Okay, kom ons gaan voort. So ons praat nou oor die wederkoms van die Here Jesus, dis die onderwerp en alles wat gaan gebeur voor tot en met die wederkoms. So dit is waar die hele hoofstuk gaan. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers met die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou is hierdie gedeeltes wat nou verwarring skep. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. Prys die naam van die Here. So Jesus sê Paulus, ek het hierdie dinge al met julle deurgepraat toe ek by julle was. Nou ja, vers 3, eerste net om gou weer duidelikheid daar te kry, handel nie oor 'n tydvak nie. Goed, dis nie soos 1 Timoteus 4 nie. Dit praat nie oor 'n spesifieke tydvak nie. Dit gee vir ons 'n idee, of dit praat oor die beginsel, dat voordat Satan geopenbaar kan word, moet daar afval kom. Dis net logies. So dis eintlik wat hy net in vers 3 wil sê. So hy laat 'n beginsel aan ons hoor. Voor Satan geopenbaar word, moet daar 'n afval kom. Nou wie is die afvalliges? Dis die kinders van die Here. Die ou wat in die wêreld is in die wêreld. Die ou wat hom nog nooit bekeer het nie, hy is in die wêreld. Van wat val hy af? Jy wat as kind van die Here is, jy kom na die Here toe. Jy gee jou lewe vir die Here, jy begin in die gees en dan met tyd kom maar verleidings ensovoorts en jy val terug na die vleeslike dinge toe. Of heeltemal draai jou rug teen die Here of jy hou jouself besig met 'n valse evangelie, laat dit lyk of jy nog besig is met die evangelie. Goed. Nou, so dit is die een ding. Die volgende ding wat hy hierso wel beskryf, is dat hierdie afval gaan plaasvind. En dis hoekom hy die hele saak van die wederkoms inbring. Die afval gaan plaasvind tot en met die wederkoms. So die afval gaan nie op 'n stadium, gaan 'n sekere tydvak wees, dit gaan begin en eindig en dan eers op 'n stadium daarna gaan die wederkoms plaasvind nie. Die afval het begin 2000 jaar gelede, moles, en dit gaan voortgaan tot by die wederkoms. So dit is wat ons hierso eintlik lees in vers 3. Nou, daar is vir ons 'n voorbeeld nagelaat, sodat ons kan verstaan wie die seun van die verderf is en hoe hy te werk gaan. En ek wil hê ons moet so 'n bietjie hierso stil staan, want hy praat van die seun van die verderf. So ons moet uitklaring kry en klarigheid kry. Wat bedoel hy met seun van die verderf? Hoe moet ons dit verstaan? Nou, ons het 'n voorbeeld in die Bybel, waar dit in soveel woorde noem. Nou kom ons lees gou daarso, dis in Johannes 17 vers 12.
Kom ons lees gou Johannes 17 vers 12. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, dit is tydens Jesus se gebed, so Jesus is hier aan die bid. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in die naam bewaar. Oor die wat U my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif sou vervul word. En dis natuurlik Judas Iskariot wat Jesus verraai het. So hierso beskryf Jesus Judas Iskariot as die seun van die verderf. Hoe so? Nou ja, kom ons behandel dit. Dan kan ons dit ook verstaan hoe ons dit in ons dag en tyd kan interpreteer. Afval beteken hulle wat Jesus volg, maar wat besluit het om die waarheid te verwerp en die leuen aan te hang. Dit is derhalwe nie hoofsaaklik hulle wat hulle gerig geheel en al teen die Christelike geloof draai nie. Maar jy kry mense wat hulle self besig hou met 'n verkeerde motief, en natuurlik volg hulle dan 'n leuen evangelie agterna, hulle aanvaar dit, en dan lyk dit of hulle nog besig is om die ware Here Jesus te volg. Nou as ons mooi kyk na Judas Iskariot, hy was as ware deel van Jesus se gemeente. Jesus het mos die intieme 12 disippels gehad. Daar was altyd hierdie skares wat Jesus gevolg het, en daar's mense wat getrou ook Jesus gevolg het, maar hy het die verborgenhede, die gelykenisse wat hy verklaar het, het hy aan die 12 die heeltyd geopenbaar, sodat hy het met hulle intieme tyd spandeer, sodat hulle die evangelie weer verder kon uitgedraai het. Goed, nou Judas Iskariot was wel een van hulle. So alles wat Jesus geleer het, sy verborgenhede, sy beloftes, sy waarskuwings, alles. Jesus het selfs vir Judas Iskariot op 2 geleenthede saam met die ander disippels uitgestuur, om duiwels uit te dryf, siekes te genees en die evangelie te verkondig. So hier kan ons sien, Jesus het al 12 regverdig behandel. Nou, dit is nie vir ons opgeteken wanneer Judas Iskariot besluit het, okay, hierdie dag het hy besluit, nou gaan ek 'n plan begin maak om Jesus te verloon nie. Dis nie vir ons opgeteken wanneer Judas dit in sy hart besluit het nie. Wat vir ons wel opgeteken is die eerste keer wat hy met die Joodse leiers beraadslaag het om Jesus te verloon. So dit wys vir ons dat Judas se ore op die grond was, omdat hy geweet het dat die owerpriesters en fariseërs 'n geleentheid gesoek het om Jesus gevange te neem. Nou kom ons lees gou die betrokke skrifgedeelte. Lukas 22 vers 1 tot 6. Lukas 22 vers 1 tot 6. En die fees van die ongesuurde brode, wat Pasga genoem word, was naby, en die owerpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslaag hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. Ons weet dit was 30 stukkies silwer. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. So hier sien ons die duiwel as gevolg van Judas Iskariot se geldgierigheid, want hy was die dief, hy het die geld gesteel, was hy deur waarheid ook vir die duiwel om hom te begin gebruik, om uiteindelik Jesus te verloon. Goed, so dit kan ons daarso baie duidelik sien. Nou lees ons in Efesiërs 4 vers 27. Kom ons lees gou hier 'n kommentaar of 2. Dit maak mooi sin. Ek het al van laasweek al beter verstaan, mense se harte raak verlei. Verleiding raak, daai woord reg en mooi klink. Dit is presies so. Nou as ons kyk na Judas se lewe, hy was for away. Hy was reg gewees, hy gepolish in die vlees, want niemand het eers hom verdink dat hy Jesus sou verloon nie. Nou as ons lees in Efesiërs 4:27 sê hy, gee aan die duiwel geen plek nie. Dit beteken dat die duiwel nie 'n plek kan inneem, tensy ons dit vir hom gee nie. Nou Judas se hart was oop, deur middel van sy geldgierigheid. Wat sê die woord van die Here? Die wortel van alle ewels. Hoor mooi, die wortel. Waar was Judas se hart gewortel? In Mammon, afgod Mammon. Jesus noem geld Mammon, dis 'n afgod. Mense preek geld so God het nie geld ingestel nie. Satan, dis Satan se instelling. Nou omdat ons op hierdie aarde, sê die Here Jesus, nou moet ons dit gebruik volgens sy wil en sy inskrywings, soos wat hy dit nagelaat het, dat ons dit moet gebruik. Nie dat dit God se eiendom geword het nie. Ons moet dit nou net reg gebruik tot eer en verheerliking van sy koninkryk.
Nou, ek wil gou vir julle ietsie baie moois. Vanoggend toe ek nou hier besig was met hierdie boodskap, toe tref die volgende spreekwoord my. Ek weet nie of u al daarvan gehoor het nie, of al lank laas hiervan gehoor het nie. Jy kan nie op die duiwel se voorstoep speel en verwag dat hy jou nie gaan oorheers nie. Jy kan op die duiwel se voorstoep gaan speel nie. Want hy sal sy speelgoedjies so pak, dat dit mooi in 'n ry by sy voordeur inloop, tot jy diep in sy huis is. Dan gaan jy sukkel om daar uit te kom. Los liewer daai speelgoedjies en hardloop. Nou ons kinders van die Here, en dis wat ek nou in die begin gesê het, ons kruip maklik weg agter swakhede. Ek is swak, ek kan nie. Ons speel op die duiwel se voorstoep. En hy pak daai speelgoedjies vir jou mooi reg. As jy weer sien, is jy so diep vasgevang, dan kan jy nie loskom. En dit is wat die Here Jesus van praat. Dis wat ons in Hebreërs ook lees. Ons kan so vasgevang word, dat ons nie eens meer geleentheid het vir berou nie. Kom ons los hierdie ou speelgoedjies. Kom ons los ons swakhede. As daar swakhede is, moenie verskoning daarvoor soek nie. Sorteer dit uit, staan op. As jy oortuig voel, as jy sleg voel van oor hy sonde en hy ongeregtigheid, bely dit, praat met die Vader deur, sodat hy jou kan verlos uit die duiwel se nes uit. Ons lees in die woord van die Here. Nou, daai eentheid altyd gered, daai evangelie bestaan nie in die woord nie, bestaan in mense se teologie, ja. Want tot die Here Jesus het die bewys dat ons uit die dood is in die lewe is, dat ons die broederskap lief het. Hy sê, as jy sê hierdie sonde afgesterf, waarom lewe jy nog daan? Jy kan nie jou vryheid gebruik as 'n dekmantel vir die sonde. Jy stry hard om in te gaan. Kastei die liggaam, forceer hom. Stryd en bloede toe teen hierdie vlees. Hy sê op een plek, bewaak jou kleed dat jy dit nie verloor nie. Jy kan jou ewige lewe verloor. Daarom moet ons erns maak. Die woord sê nie verniet. Pas op, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind nie. Wanneer brul 'n leeu? Daar's twee redes waarom 'n leeu brul. Hy brul om sy magsgebied af te baken. So ver as hy sy brul wil. Hy weet daar 'n ander leeu mannetjie, ek bly weg uit hy territorie uit. En daai brul trek 'n paar kilometer. En wanneer hy honger is. Dis die twee geleenthede wanneer hy brul. 'n Leeu mannetjie. So, hy herinner ons gereeld, ons is in sy territorie. Deur die bekommernisse, die vlees, die advertensie van sonde, die ongeregtigheid. Hy herinner jou elke dag, jy is in sy territorie. En, hy is honger vir jou siel. Want die doderyk het geen versadiging nie. Daar's geen versadiging in die doderyk nie. So, ons as kinders van die Here moet catfoot loop. Jy moet, soos die spreekwoord sê, jy moet op eiers loop. Jesus sê, wees versigtig soos 'n slang en opreg soos 'n duif. Ek stuur julle so skape onder die wolwe. As 'n skaap onder 'n wolf is, hy wolf gaan hom nie los nie. Ons kan slegs oorwin deur werklik waar by die Here te bly en opregte, getroue, volharde verhouding. Dis al. As jy 'n oomblik wegwyk, ek kan daarvan getuig, as jy vir 'n oomblik net jou oogies wegvat, zap, is die probleem daar. Kom ons los hierdie duiwelse speelgoedjies. Dis nie jou siel die moeite werd nie. Alles wat ons in die vlees doen, gaan vergaan. Maar dit wat jy in jou siel doen, deur middel van die woord, dit bly tot in ewigheid. Amen. Nou Judas Iskariot kon nie anders, ek dink nou kan ons verstaan, hy kon nie anders as om deur die duiwel beheer te word nie. Nou kom ons lees gou 2 verse rondom dit. Johannes 13 vers 2, Johannes 13 vers 27, gaan dit so aan mekaar lees. Johannes 13 2, Johannes 13 27, dis die gedeelte waar Jesus die disippels se voete gewas het en ook die geleentheid waar Judas uitgegaan het om hom te verraai. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon ingegee om hom te verraai. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom gevaar en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig.
Nou kom ons gaan terug na 2 Tessalonisense 2 toe. Dan het Judas was deel van Jesus se gemeente. Jesus hy het tot wonders gedoen, hy het die evangelie verkondig, hy het die beloftes ontvang, hy het die waarskuwings aangehoor, alles. Maar toe die dag, die oomblik en die geleentheid aangebreek het, het hy homself geopenbaar. Want die woord wat uitgegaan het, het begin werk. Dis wat die woord sê, die woord wat uitgaan, dit sal voorspoedig wees, dit sal doen wat ek sê dit moet doen. God se woord sal doen wat hy doen, maar op sy tyd. Ons kan nie dinge gaan druk nie. As kom die Here sê, moenie die onkruid uitroei nie, jy leef die waarheid, jy sorteer jou lewe, jy leem jou lewe met volharding en besit, jy stap die pad van heiligmaking, moenie om jou kyk nie, kry jou lewe reg. En as jou lewe reg is, kan dit getuig verander, sodat hulle 'n begeerte kan ontwikkel om die Here te dien. Ja, prys die Here, is dit nie so nie? Nou sien ons, hier's 'n man wat Jesus volg, hy's in sy kerk, maar hy's 'n seun van die verderf, omdat hy sy hart oopgemaak het, die wortel van alle ewels was in sy lewe gewees. Toe word hy 'n seun van die verderf, omdat Satan hom begin beheer het, deur die geldgierigheid. Nou beheer Satan, die woord van die Here praat ook van die hoervrou Babylon. Dis die mag van rykdom en geld in die wêreld. Dis nie uitsluitlik die Katolieke of die Amerikaners of die Europeërs of wie ook al genoem word nie. Daar's miljoene, nie miljoene nie, duisende organisasies in die wêreld wat beheer. Maak nie saak wat word 'n organisasie genoem nie, hy word beheer deur geld. En Satan gebruik geld om te beheer. Dis 'n sataniese instelling. Sataniese organisasie. Maak nie saak wat jy hom in die vlees noem nie. Op die einde van die dag is hulle almal besig om Satan te dien, en dit is wat die woord ons leer. Okay? Deur mammon, deur geldgierigheid. Nou ja, kom ons behandel sekere woorde en begrippe in hierdie gedeelte, wat hierdie hele gedeelte vir ons duidelik maak. Dan het ons nog by die punt van afval, so ons gaan kom by die punt van afval en waarom. Wat sê die woord? Wat bedoel die woord van die Here, die seun van die verderf? Nou, Judas Iskariot, nou hy is 'n goeie voorbeeld vir ons. So ons kan uit sy voorbeeld leer van die seun van die verderf wat vir ons in 2 Tessalonisense 2 opgeteken is, en hoe om dit te ontleed en te verstaan in konteks met die woord. Nou heel eers as ons kyk, tempel van God. Hy praat van hy gaan in die tempel van God sit. Okay, kom ons klaar dit gou eers uit. Die mens se siel of hart is die tempel van God. Dis nie 'n kerkgebou of 'n denominasie nie. En dis 'n ongelukkige groot probleem. Mense beskou, en ook, dit het niks te doen met die tempel in Israel nie, want daar bestaan nie eens 'n tempel in Israel nie. Okay? Dit is heeltemal uit die prentjie uit. Want daar's verskillende maniere hoe hierdie skrif geïnterpreteer word. Die tempel is die tempel in Israel, want hulle gaan hom nog herbou en ek weet nie wat alles nie. Dit kan nie gebeur nie. Die Here sê dit gaan nie gebeur nie. Okay, en as die woord van God so sê, dan sê die woord van God so. Hy sê die verbondsark sal nooit weer gemaak word nie. Hulle try, maar is nie 'n instelling van God nie. Dis 'n lucky packet model. Dis eie begeertes. Dis eie drange wat dryf. Maar hy sal in die tempel van God sit, want God woon nie in 'n tempel wat mense hande gemaak is nie. Die laaste tempel, die laaste tempel wat God beveel het, was met Moses bou die tabernakel. Toe het Salomo net 'n permanente gebou gaan bou. Toe gebruik God die permanente gebou en sê dit is my woonplek. Dit was die laaste. Daar is nie eens 'n aardse kerkgebou of denominasie wat God gesê het, so en so kerk, so en so kerk, dit is waar ek is nie. Jy het al besef, jy het al agtergekom. Wie is die tempel van God? Jy. Jy is mens. Jou hart, jou siel, jou innerlike, wat is 'n tempel? Dis 'n plek waar God woning maak, waar God aanbid word. Die Here Jesus sê, God soek mense wat hom in gees en waarheid aanbid. Nie op 'n aardse stelsel, 'n aardse metode nie. Dit gaan oor die hart. God kyk na die hart. So aanbid ons God in ons hart. Is ons hart vriendelik? Is ons hart liefdevol? Of sit ons maar net smaalse goed op ons gesig om nie te sleg te lyk vir ander mense nie? So wie is in ons hart? Wie is in ons tempel? Maak ons oop, dat ons ook die seun van die verderf kan word. Goed? Nou,
1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 is mooi duidelik daaroor, dat ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek gaan nie nou op daai skrifte stil staan en die tyd is besig om ons bietjie in te haal, maar ons aanvaar en ons weet 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 praat daarvan jou liggaam, en daai liggaam praat van jou siel, jou innerlike, nie jou aardse liggaam nie. Okay, dis nie die aardse liggaam nie. Want die konteks van 1 Korintiërs 6 vers 19, daai liggaam praat hy van die siel wat geestelik van aard is. Dit is waarin God se gees woon. Goed. En ons moet gees, siel en liggaam ook onberispelik wees by die wederkoms van die Here Jesus. Dit lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23. Jou siel moet reg wees, jou liggaam moet reg wees, en die gees van God in jou moet jy nie bedroef deur moedwillige sonde nie. So die gees wat hy daarvan praat in 1 Tessalonisense 5:23 is die gees van God wat in jou is. Jy moet hom nie bedroef nie. Jy moet hom nie uitblus nie. Anders dan gaan jou siel nie gereinig wees nie, en as jou siel nie gereinig is nie, gaan jou liggaam ook nie die regte ding in die buitekant ook doen nie. So ons het 'n geweldige verantwoordelikheid. Nou kan ons verstaan, kom die woord sê, kind van God, dis groot verdrukking, afgesien van enige fisiese vervolging. Dit alleen is 'n verdrukking. Okay? Nou gaan ek oor na die punt wat hy sê, hy gee voor dat hy God is. Nou wie gee voor dat hy God is? Dit is Satan homself. Kom ons lees gou 'n skrifgedeelte hierso in 1 Korintiërs 11. Ek gaan 1 Korintiërs 11 vers 3 en 4 lees en dan ook 1 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Ek gaan dit so aan een lees sodat ons 'n konteks kan behou in hierdie saak. Maar dit vrees dan net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Goed. Vervreemd van die opregtheid, daai eerste liefde. Jy kan nog besig wees met Christus, maar is jy nog opreg? Is jy nog op die plek waar jy moet wees? Goed? Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as jy 'n ander gees ontvang het as wat jy ontvang het, of 'n ander evangelie as wat jy aangeneem het, laat jy heel dit goed geval. So hier praat hy van mense kom preek Jesus, maar dis 'n ander Jesus. Hulle kom met 'n gees, maar as 'n ander gees. Nou weet ons, die gees van die anti-kris, die gees van Satan, die gees van die duiwel, om jou te oortuig van 'n ander Jesus, en na 'n ander evangelie, terwyl daar geen ander evangelie is nie. En hulle het valse evangelies verkondig. En hoe het hulle dit gedoen? Kom ons lees gou, 1 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat alself verander na apostels van wie? Christus. Nie van die wêreld nie, nie van een of ander afgod ding nie. Dis mense wat kom as predikers van die evangelie, teoloë, doktore. Hulle kan tot Bybel-app skryf en saamstel en vir jou dagstukkies aanstuur. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Satan maak sy eie reëls, hy is nie gepla oor jou opinie nie. Hy kan maak wat hy wil. Hy kan hom en hy mag homself verander in 'n engel van die lig. Ons lees dit in die Bybel, dit is hoe dit is. Dis afgesien van skrifte en Openbaring wat God sê en in wat Jesus geleer het. Dis aan hom gegee om met die wonders en tekens van die leuen te doen. Goed. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hulle werk, die leuen werk. Hy vertel die leuen vir jou, jy moet nie werk nie, dis genade. Die leuen werk hulle self mors dood. Maar hulle hele loon is hier op aarde. Hulle rykdom, dan hou hulle rykdom voor. Kyk hoe goed is God vir my, ek is 'n God se guns. Ek is uit hierdie vloek van armoede uit en ek weet nie wat se goed is alles nie. Daar werk hulle. Daai ou wat vir jou vertel, jy moet niks doen nie. Glo my, hy werk harder as 'n CEO van 'n groot maatskappy. Hy het nie familietyd nie. Hy gaan slaap, as hy gaan slaap 12 uur die aand, hy sal 4 uur die oggend op, glo my. Want hy het Sondag 'n event om by mekaar te kry. Daar's duisende mense, het jy al besef, elke mega kerk se byeenkoms is 'n event, party se is klein, party se is groot. So groter die event is, so groter tyd met jou hand sit. Dan moet jy nog 'n boodskap kry. Jy moet nog die dag tot dag reëlings maak, daar's finansiële verpligtinge. Jy moet jou mense uitsorteer. Daar's salarisse. So hy's besig met 'n besigheid. Nou hoekom vertel hy vir jou, jy moet niks doen nie?
Want hy is bang jy sien die waarheid en jy staan op en jy challenge hom. Dis hoekom. So hy werk, hy sloof hom af, om vir jou te sê, doen niks. Dan verdraai hulle die skrifte, want hulle weet om my skrifte te verdraai, sodat jy gerus op die bank sit, dat jy net jou geldjies kom gee, dat hy lekker kan lewe. Dis al waar dit gaan. Mens van sonde, kom ons gaan nou oor na die gedeelte, met alles dit wat ons nou opgebou het, die fondasie wat ons gelê het. Die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verwerf. So dit verwys na die afvalligheid van die mense wat met sonde en ongeregtigheid besig is. Wat die Satan, die teestander of die antichrist in hulle openbaar maak. Wat het ons gelees? Die afval moet kom. Nou as daar 'n afval is, kan Satan geopenbaar word. Wat leer ons by Judas Iskariot? Sy geldgierigheid, sy eie sinnigheid, sy eie wil, sy eie idee, sy eie opinie, het 'n deur oopgemaak vir Satan, die teestander. OK? So daar het ons geleer hoe dit werk. So wat se deur is oop in jou lewe? Dat Satan deur jou kan werk, dat jy ook 'n seun van die verderf kan word. Dag, tyd en geleentheid sal maak dat jy jouself openbaar maak. OK? Met ander woorde, hy het Satan verteenwoordig asof dit die duiwel homself is. Spreuke sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar dit is weer van die dood. Dis presies so daar's 'n roeide. Nou ons is kinders van die Here. Ons moet Jesus so verteenwoordig dat dit soos Jesus lyk. En dis wat hy sê, julle moet vermaan asof God deur julle vermaan. Dis 'n geweldige uitdaging. Ek weet nie of die woord uitdaging reg is nie. Maar is iets om te begryp. Ons moet vermaan asof God deur ons vermaan. As jy nie die woord ken en onderwerp en verstaan waar gaan die woord en die prys betaal vir die woord nie, hoe kan jy vermaan asof God vermaan? Dis onmoontlik. Die apostels in die vroeë kerk het so gelewe, ek dink is in Antiochië, was hulle die eerste keer Christene genoem. Hulle het so gelewe, die Christus wat hulle verkondig het, die mense het gesien, maar hierdie ouens verkondig, asof hulle Christus is, hulle lewe, dit wat hulle verkondig, hulle lewe getuig van dit wat hulle verkondig, en daarom was hulle Christene genoem, Jesus Christus. Maar as ons nie die prys gaan betaal ter wille van die woord van God nie, as ons nie gaan werklik die woord aanneem en ons lewe daar gaan volgens gaan inrig nie, hoe kan jy vermaan asof God deur jou vermaan? Nou kom die leuen en hy vermaan jou, hy praat met jou, hy leer jou ten volle, soos wat Satan jou sal leer en jy aanvaar het, maar omdat ons nie onderwerp aan God nie, kan ons nie weerstand bied nie. En daarom kry Satan die oorhand oor ons, want daai is die krag van die leuen. Dis die krag van die dwaling. Verstaan ons dit vandag? Daai leenou staan, dis hoekom jy partykeer so bewe voel, want dit is Satan wat deur hom praat op daai oomblik. Sy hart is so oop, dat die duiwel hom net gebruik. So hy's 'n seun van die verderf, soos Judas Iskariot op daai oomblik. Hoe verteenwoordig ons die Here Jesus? Onthou net die leenou onderwerp aan hy lering. Hy doen sy ding soos wat dit gepreek word van hy platform af. Of dit nou in die Bybel staan of nie, hy glo wat hy prediker vir hom sê. En hy rig sy lewe volgens dit in. Julle wat onder die leen was, julle kan dit verstaan. Hoeveel het jy jou bloed en jou lewe gegee vir hy leen? Jy het dit gaan verkondig, jy het nie geskroom nie. Jy het jouself doodgebloei geestelik en tydelik om daai leen te gaan ondersteun. Want Satan het jou oortuig om dit te doen. Nou verstaan jy die waarheid. Kan ons werklik waar God en Jesus so verteenwoordig, dat hy leen nie voor jou sal staan nie.
En omdat ons nie werklik waar standvastig in die woord van God is nie, en nie bereid is om die prys te betaal, soos die Here Jesus nie, wat vir ons ook opgelees, dis genade om in hom te glo, maar is ook genade om vir hom te lei. Hoe lei ons vir hom? Deur ons rug te draai teen die dinge van die wêreld. Dis hoekom kan ons nie staande bly nie. Ons het te veel, ons praat uit die mond van die duiwel uit. Ons sê ons is Christene, maar ons praat uit die mond van die duiwel uit. OK. Kom ons kyk nou nog 2 voorbeelde van hierdie. En hierdie het my getref toe ek hierdie skrifte lees vanoggend, toe ek besig is met die Bybelstudie en ek die skrifte by my kom op toe. Ek het hier gesit, ek was stom geslaan. OK. Kom ons lees Matteus 16 vers 23. Matteus 16 vers 23. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Ons het 'n fantasie oor die Here Jesus. Hy het nie gemeenskap met die duiwel nie. Petrus wat in sy kerk is, wat in sy binnekring is, en Petrus was nog in die binnekring van die 3 van die 12 gewees. En van die 3 was hy basies die hoof. Maar hy het Jesus so lief gehad, dat Jesus hom wel kon vermaan en kon bestraf het. En in die liefde en die ywer vir die Here Jesus, omdat hy nog in die Ou Testamentiese wet vasgevang was in denke en tradisie, was sy hart nog oop dat die duiwel hom ook kon gebruik om Jesus teë te staan. Wat beteken antichrist? Teestander. Ons hoef nie te gaan raai wie is die antichrist en wat is sy naam en sulke dik boeke te skryf of te gaan lees oor wie uit te figure wie is die antichrist. Jy lees dit in die Bybel. Teestander, antichrist, teestander van Christus. Hier het Petrus Jesus teëgestaan. Hy het sy hart oopgemaak dat Satan hom kon gebruik het. En Jesus het Satan dadelik herken en gesê, Satan, wyk agter my. Hier, Petrus het uit die mond van die duiwel gepraat op daai oomblik. OK, maar natuurlik toe hy tot bekering gekom het, het al die hele prentjie verander, né? That's amazing. Dink net vir een oomblik, daar dit was hierdie geleentheid en waar Jesus vir Petrus gesê het, Petrus, die dag as jy bekeerd is. Mense net, ek kom nou daar by jou aan en jy dien al 10, 20 jaar die Here en ek sê vir jou, die dag as jy bekeerd is, want Satan wyk agter jou uit, jy gaan geafronteer voel, jy gaan seer gemaak voel, jy gaan gepynig voel. Jesus kon dit nie met Judas gedoen het nie, want sy hart was ook vir die duiwel. Moetswilliglik, hy het hom moetswilliglik sy hart oopgemaak, maar Petrus het nie. Petrus was lief vir die Here, maar hy het hierdie swakheid gehad, want hy was nog nie bekeerd nie. Hy het nog hierdie tradisie gehad, maar sy liefde het gemaak dat die Here hom kon vermaan het, getuigtig het. Die Here sê as ons nie toelaat dat hy ons stigtig nie, is ons onegte kinders. Goed, dis die dwaase maagde. Kom ons lees Handelinge 13 vers 8 tot 10. Handelinge 13 vers 8 tot 10. Maar Elimas die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof. Nou towenaar maak natuurlik geld deur sy towery. Goed, so dis kom hy die goewerneur wou afvallig gemaak het, want hy gaan sy geld verloor. Maar Saulus, dit is Paulus vervul met die Heilige Gees, het die oop omgehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. Dis wat ons lees in 2 Tessalonisense 2, wie die seun van die verderf is, die kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. Dis wie in jou hart sit, as jy jou hart oopmaak, dis wie nie, en hoeveel gelowiges wat afvallig geraak het, wat teruggeval het Satan gekom en hy kom voorgee. Nou dink die mens, hy is nog besig om God te aanbid, maar hy is besig om die duiwel te aanbid. Hy is besig met die geldgod van hierdie wêreld en dan aanbid hy die duiwel. Want geld is ook 'n voorwerp van aanbidding. Want Mammon is 'n god. Goed, en Satan sit agter alles en die woord sê,
as ons besig raak met die wêreld, is dit net so goed ons aan by die duiwel homself. Nou, vers 6 tot 9 beskryf hoe Jesus Satan gaan openbaar maak met sy wederkoms. Goed? So wanneer ons lees vanaf vers 6 af tot en met vers 9, dan lees ons wanneer Satan geheel en al finaal geopenbaar gaan word aan die ganse wêreld, en dit gaan eers wanneer gebeur, by die wederkoms. Dit is al. Dis wat vers 6 tot 9 vir ons sê. Nou, voordat dit gaan gebeur, word mense oortuig, en ek wil gou vir ons vers 9 en 10 lees. Vers 9 en 10. Goed. Ek moet eintlik, kom ons lees vers 9 en 10. Die werking van Satan, ek moet gou vroeër lees, want ek het gaan in die helfte van 'n sin nou hier inval, en dit gaan nou nie goed wees nie. Hy sê, 2 Tessalonisense 2 vers 8 tot 10. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hy die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Weereens, as jy die liefde vir die waarheid het nie, staan jy die waarheid teë. Dan is jou hart oop. En Satan kom met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Om mense te verlei, hy gebruik dit om mense te verlei, wat nie 'n liefde het vir die waarheid nie, wat altyd besig is met verskonings, wat nie werklik gewortel is in die woord nie, wat heen en weer geslinger word deur elke wind van lering. Dis die tyd waarin ons is. Nou hierdie afval, wat ons nou van praat, het al 2000 jaar gelede begin. Dit het al reeds bestaan, dit was reeds in hulle midde. Hierdie leringe was al daar, die mense mentaliteit was al klaar daar. Galasiërs as gemeente in sy geheel het teruggeval. En toe Paulus weer die waarheid in die lig bring, toe sê hy, hoe het ek julle vyand geword? In die begin het julle my aanvaar as 'n engel van God, as Jesus Christus self. Julle sê julle oë vir my uitgepluk het. Maar nou het ek julle vyand geword, toe ek nog steeds die waarheid aan julle kom bekend maak. Hulle het afvallig geraak. So daar is geen waarborg. Die dag as jy jou hart vir die Here gee, jy gaan gered word. En te veel staan ons stil op ons wedergeboorte. Ek kan nie stil staan op die ondervinding wat ek gehad het op die dag van my wedergeboorte nie. Ek het 'n wonderlike ondervinding gehad. Maar wat het intussen gebeur? Het ek volhard, het ek vasgestaan, het ek geval, ek het menigte male gesê ek los, dan los ek. Maar die gees van die Here in jou los jou nie. Partykeer los ek vir 'n minuut en as ek maar weer terug. En terwyl jy los en jy is besig om jouself te bejammer, voel jy so sleg. Jy kan nie eens dink om die Here te los nie. Jy kom maar weer terug en jy huil dan weer vir 'n uur voor die Here en jy vra verskoning. Jy kan nie steun net op jou wedergeboorte en ongelukkig kinders van die Here doen dit. Steun op hulle wedergeboorte en doop en baie is net gedoop sonder die wedergeboorte in elk geval. Goed. Nou, die volgende vers, dis nou die twee interessante verse, en ek dink dit is seker nou die vraag wat seker nog baie maal tot op hierdie stadium, en ek gaan hierby afsluit. En nou weet ons wat hom teehou. Nommer 1 sê hy in vers 6, wat hom teehou. Ons weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Wat hou Satan teë dat hy nie op sy tyd geopenbaar kan word nie? Die wederkoms. Die onderwerp is die wederkoms, die dag van die Here. So die wederkoms hou Satan teë dat hy nie in die wêreld geopenbaar word nie. Goed. Nou vers 7 is also so 'n bietjie, soos hulle sê, 'n spanner in die works is. Kom ons lees gou vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Nou dit was 2000 jaar gelede. Is al aan die werk. Alright? So die afval is al aan die werk gewees 2000 jaar gelede, om mense afvallig te maak. Nie toegewerk dat ons nou afvallig raak nie, afvalligheid was reeds daar. Goed. Net totdat hy, wat nou teehou, uit die weg geruim is. Hoe nou? Dis 'n wat en hy wat. Goed. Wanneer gaan die wederkoms plaasvind? Slegs wanneer die Vader besluit dit sal gebeur. So God hou die wederkoms teë
tot op die tyd wat hy bepaal het. Dit sal nie gebeur op iemand se onbybelse, antichristiese, lasterlike voorspelling nie. Dit sal gebeur wanneer God besluit het, dit sal gebeur. So hy hou die Satan tee, deurdat die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Dan gaan God, Satan en Jesus aan elke liewe siel wat ooit geleef het, geopenbaar word. Ons aanvaar nou alles in geloof. Die Vader, die Seun en Satan is in die geestelike wêreld. Ons kan hulle nie bewys nie. Ek kan nie vir jou sê, hier is 'n foto, hier is 'n adres nie. Ons lewe deur geloof. Ons weet nie werklik waar wie word gered en wie word nie gered nie. Al het hy hoe vroom of hoe sleg gelewe, ons weet dit nie. Ons raai maar, ons probeer 'n afleiding maak na aanleiding hoe ons 'n persoon se lewe ken, volgens die woord, okay, hierdie ou is moontlik in die hemel, moontlik nie, maar ons weet ook nie. Ons weet ook nie wat was sy rede hoekom hy die Here gedien het nie. Want die woord sê nie almal dien die Here met die suiwere bedoelinge nie. En ook baie keer die wat gepolish is in die uiterlik, is gewoonlik vol, nie gewoonlik is baie keer vol doodsbeendere. So ons kan nie werklik waar sê wie is in die hemel of hel nie. God openbaar dit ook vir niemand nie, en hy sal dit ook nie in ons openbaar nie. So jy bid vir niet om te hoor of jou geliefde in die hemel of die hel is. God gaan dit nie aan die openbaar nie, want jy is in die lewe, jy moet jou lewe met volharding besit neem. Nou, eers by die wederkoms. Gaan Satan, wat met allerlei kragtige dade en wonders en tekens van die leuen, die gees van die antichrist, al hierdie dinge, besig is om afval te veroorsaak. En nou lees ons in Openbaring ook, net so terloops. Almal wat hy afvallig maak, versamel hy by Armageddon, die berg van Megiddo in die geestelike wêreld. Die plek, die slagtingsplek, wat gaan plaasvind. So van die begin af, wat mense hom volg en afvallig geraak het, sy siel, wag al, hulle wat al reeds gesterf het, sy siel is al klaar by Armageddon. Die ander wat lewe, is hy besig om daarby uit te kry, sodat hy dink hy gaan die kans hê, as hy mense siele aan sy kant kan kry, om God se koninkryk te oorwin. Maar hy gaan dit nie kan doen nie. Sy vonnis is klaar opgeteken. Goed. Dit leer vir ons uit hierdie hele gedeelte, dat die afval gaan daar wees. En baie mense gaan hulle skuldig maak, dat hulle 'n seun van die verderf word, omdat hulle Satan verteenwoordig, die teestander, die antichrist. Nou daai dinge gaan plaasvind, tot by die wederkoms. Daar gaan nie 'n voorverdrukking wegraping wees nie, daar gaan nie 'n wegraping wees voor 'n afval nie, niks van die dinge, dis hierdie hele gedeelte. Dis wanneer Satan geopenbaar gaan word, vir wie hy werklik waar is. Dan gaan mense sien, wie het hulle eintlik nagevolg, en aan wie was hulle gehoorsaam. Net so die kind van God, jy wat nou vashou, dis amazing, wat lees ons in Romeine? Jy gaan geopenbaar word by die wederkoms, wanneer die wêreld se elemente gaan verbrand en versmelt, weens die feit dat die Vader geopenbaar gaan word, hy is die verterende vuur, halleluja, wat alle sonde en ongeregtigheid geopenbaar gaan word, dan gaan almal sien, jy het werklik waar die Here gedien. Dan gaan elke siel, al die biljoene, wat oor al die eeue geleef het, gaan sien, jy het jou saak met God reggemaak, en jy is gered. Prys die naam van die Here van die leerskare. Maak dit vir julle sin, maak dit julle opgewonde om te dink, Here, ek kan uit die kloue van die duiwel uitkom. Ek gaan hierdie afvallige stories van my los. Ek gaan hierdie speelgoedjies van die duiwel los, want ek is besig om op sy voorstoep te speel. As ek weer sien, as ek so diep in die huis, ek gaan nie weer daar kan uitkom nie. So prys die naam van die Here, ons is kinders van die Here, ons gaan die Here begin dien, ons gaan begin opstaan, sodat ons gered kan word en die ewige koninkryk van God ingaan. Nou op hierdie punt, sluit ek af, as dit die wil van die Here is, eerskomende Sondag, gaan ons praat oor herlewing, ons is klaar met die afval. Ons gaan praat oor herlewing, is daar en hoe werk dit en al hierdie mooi dinge. Mag julle 'n lieflike aand verder hê, ons is so lief vir julle, lekker slaapies, en as dit die wil van die Here is, sien ons mekaar Vrydagoggend op Karen se program 5:30
Haar laaste program voor die konferensie. Lekker handjie julle hoor, lief vir julle. Halleluja, dis die moeite werd om uit te hou en aan te hou te volhard tot die einde toe. Yes. Gelooflike boodskap. Los die duiwelse speelgoed uit. Ja, nee, kyk. Daar's hy. Lekker dagie. Bye.